gaan sommer baie goed met julle almal. Dat julle 'n lekker Kersfees gehad het en 'n lekker nuwe jaar het. Dit is nou sommer baie opwindend om die nuwe jaar so te begin. Ons gaan vandag net gou eers 'n paar liedjies saam sing en dan gaan ons gesels oor Jesus as 'n kind. Maar kom ons bid net eers saam. Here, dankie dat ons weer kan stil word vir U en kan gesels oor alles wat U gedoen het. Asseblief maak ons harte oop om te kan verstaan en gee vir ons die wysheid en die insig. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing gou eers 'n paar liedjies saam. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. And I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. 'Cause I am free to run. 'Cause I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. 'Cause I am free to live for you. 'Cause I am free to live for you. I am free. I am free. Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. 'Cause I am free to run. 'Cause I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. 'Cause I am free to live for you. I am free. I am free.
Partykeer wanneer ons aan Jesus dink, dan dink ons net aan hierdie ouer man wat al hierdie wonderwerke gedoen het, wat op die kruis gesterf het vir ons sondes en wat weer opgestaan het op die ou einde van die dag. En hierdie is alles waar. Maar partykeer dan vergeet ons dat Jesus ook 'n kind was. Ons het nou op Kersdag het ons gesien waar Jesus gebore is, maar wat van nou die tyd tussen sy geboorte en toe hy 40 jaar oud was en hy begin met sy werk, waar hy soos 'n dominee was, waar hy 'n leermeester was. Partykeer dan wonder ek, wat het nogals gebeur in hierdie tyd? So daar is een stukkie in die Bybel waar ons kan lees oor Jesus toe hy 12 jaar oud was. So wat hier gebeur het, is Jesus het saam met sy ma en sy pa, hulle was op pad Jerusalem toe en hulle was daar vir 'n lang ruk gewees vir 'n fees. En in daai tyd vir veiligheid het die mense in groot groepe gereis. So hulle het gereis saam met vriende en familie en almal. En wat ons nou sien in hierdie storie is Jesus se ouers, hulle was op pad terug na hulle huis toe saam met al hierdie familie en vriende en hulle het gedink Jesus is sommer net by sy vriende, hy is ook op pad terug. Maar toe kom hulle by die huis. Het was 'n ver en 'n lang reis geweest. Toe kom hulle by die huis en toe is Jesus nêrens nie. Hulle kon hom nêrens kry nie. Hulle het gedink hy was saam met sy vriende of saam met die ander familie, maar hy was net weg. En toe gaan hulle gaan terug na Jerusalem toe en hulle gaan soek hom oral. Hulle het hom vir 3 dae lank gesoek. Hoe lank is dit? Dit is verskriklik lank. En in daai tyd, weet julle waartoe het hulle hom gekry? Toe kry hulle vir Jesus by die tempel. Kom ons lees gou 'n stukkie van Jesus toe hy 12 jaar oud was. En dit is in Lukas 2 vers 46. So kom ons kyk wat gebeur. 3 dae later het hulle hom uiteindelik gekry. Hy het in die tempel tussen die leermeesters gesit, terwyl hy na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verbaas oor sy insig en antwoorde. Toe sy ouers hom sien, het hulle nie geweet wat om daarvan te dink nie. Kind, het sy ma vir hom gesê, waarom het jy so met ons gemaak? Ek en jou pa het rasend van bekommernis na jou gesoek. Jesus vra toe, maar hoekom was dit nodig om te soek? Julle moes geweet het, ek sou in my vader se huis wees. Maar hulle het nie verstaan wat hy bedoel nie. Hy is toe saam met hulle terug na Nasaret toe en was gehoorsaam gewees aan hulle. So hierdie stukkie wat Jesus sê, dis baie interessant. Hy sê, hoekom was dit nodig om te soek? Julle weet mos, ek was by my vader. Want as ons nou mooi kan onthou, Jesus is mos God se seun. Die Here het vir Maria swanger gemaak. So dit was nie noodwendig Josef wat die pappa was nie. Hy het nog steeds vir Jesus opgepas en hom groot gemaak asof dit sy eie seun was. Maar God is Jesus se regte pa. So wanneer ons hierdie lees, dan sien ons as 'n 12-jarige seun het Jesus klaar soveel wysheid en insig gehad. Hy het met die skrifgeleerdes, soos wat die dominees van vandag se tyd is, hy het met hulle gaan gesels oor alles van God, oor die Bybel, oor al hierdie skrifte, en hy het soveel wysheid gehad. Hulle kon nie verstaan hoe weet hierdie seun wat so jonk is, al hierdie dinge nie. Maar hy het dit geweet, want hy was God se seun. So hy was nie net 'n normale kind gewees nie, hy het kennis gehad wat groter is as al die mense, maak nie saak hoe oud hulle was nie. En wat hierdie storie vir ons sê, is dat Jesus as 'n 12-jarige seun klaar geweet het waar hy behoort. Hy het geweet hy behoort in die teenwoordigheid van sy pa, in die teenwoordigheid van God. Hy het geweet sy doel in die lewe is om mense te vertel van God, om hulle te help op die regte pad, en hy het geweet en gekies om gehoorsaam te wees aan God. Nou, wanneer ons daaraan dink, dan dink ons, ag, Jesus het seker 'n maklike lewe gehad. Hy was nie soos ons deur maatjies geterg of geboelie nie. Dit was sommer net 'n maklike lewe. Dit was vir hom maklik om gehoorsaam te wees aan sy ouers. Maar weet julle, hy was ook 'n kind gewees. Hy het ook versoekings gehad. Daar was ook moeilike tye gewees vir hom, maar hy het gekies om gehoorsaam te wees aan God. En so het hy by die tempel gebly en gesels oor God se woorde met al die ander skrifgeleerdes, met die dominees.
Hy het nog steeds versoekings gehad. Hy moes ook die besluit gemaak het om nie te sondig nie, om nie stout te wees nie, om te luister na sy ouers en om aan God gehoorsaam te wees. En weet julle wat is baie spesiaal? Omdat God ons sy kinders noem, is ons ook kinders van God. So, hy is ook ons pappa. Hy is ook ons pa. Net soos wat Jesus sê, nee, ek gaan gehoorsaam wees aan God, want hy is my pa. Het ons presies daai selfde ding. Die Here gee vir ons die Heilige Gees om ons sterk te maak, om te kan gehoorsaam wees aan hom. So, omdat ek en jy ook sy kinders is, moet ons probeer om soos Jesus te wees. Ons moet probeer om soos wat hy nie gesondig het nie, moet ons ook probeer om so te lewe. Om naby aan God te lewe, om die keuse te maak, om met hom te gesels en om in sy teenwoordigheid te wees. En dit maak nie saak hoe oud jy is, of jy nou 5 jaar oud is, of jy 12 jaar oud is, soos wat Jesus hier in die storie is nie. Jy het ook 'n doel, soos wat Jesus geweet het, van klein tyd af. Sy doel is om mense te vertel van God. Weet ons, dit is ons doel ook. Want as jy kyk, later in sy lewe het Jesus vir ons gesê, elkeen van ons moet disippels van mense gaan maak. Ons moet vir almal om ons gaan vertel van die goeie dinge wat hy gedoen het. So of jy nou 5 is, of jy nou 12 is, of jy nou 20 of 30 is, jou doel, jou purpose, is om vir mense te gaan vertel van God. Om so te lewe, dat mense kan sien, dat God jou pappa is, dat jy sy kind is. So hierdie week gaan ons dit gaan probeer. Ons moet gaan probeer om te lewe, sodat ander mense kan sien, dat God so 'n groot deel van ons lewens is. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons kan weet dat U ons pappa is, dat U ons God is. Dankie vir die voorbeeld wat U vir ons gestuur het in Jesus, toe hy 12 jaar oud was en so gehoorsaam was aan U. Dankie Here vir hierdie liefde wat ons kan sien wat hy gehad het. Asseblief gee vir ons ook daai wysheid en help ons om net so lief te wees vir die mense om ons en om gehoorsaam te wees aan U. Asseblief help ons met hierdie week wat voorlê en dankie dat ons weet U is elke oomblik met ons. Amen. Julle moet 'n baie lekker week verder hê. Bye.